Goeiemôre almal. Welkom vanoggend hier. So ons saam wees net gou 'n paar afkondigings, tienerbegeleiding woensdagmiddag 3:00 by die pastorie. Herder saam bid donderdagoggend 7:15 hier by die konsistorie en dan ons middagteetydstudie 3:00 daar by die pastorie en dan het ons jeugkamp saam met die Hervormde Kerk Vrydag tot Sondag. So ek sal daar wees, ek sal Sondag weer terug wees vir die diens hier by ons. Kom ons word so oomblikie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee die rede vir ons saamwees. En ons doen so vanoggend aan die hand van 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9. Die besonderse gedeelte wat ons wil deurtrek wanneer ons nou in die prediking ook weer stil staan 'n laaste keer by Jakobus. Dus ons in besonder praat oor die ou mens en die nuwe mens. En daarom begin ons saamwees met hierdie woorde: Ons Vader sal ons eindtyd laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen ons sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat ons geroep het om verenig met Jesus Christus te lewe, sy seun, sal ons hierin bewaar. En ek en jy mag daarom voor ons Vader rustig word, seker in die wete. Hy is getrou en hy sal ons bewaar, sodat ons deur die loop van ons lewe verenig met Christus sal lewe. Met ander woorde, naby hom. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons dan hoor dat hy wat getrou is, ons ook groet en seën met hierdie woorde: genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here deur saam te sing van lied 292, my enigste troos, vers 1 en 2, en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Plekke inneem. In hierdie lied het ons die Heidelbergse Katekismus Sondag 1 verwoord: my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. En die hart daarvan, wat ons dan in die Katekismus duidelik maak, is dat dit nie op my grond van my vermoë dat ek verlos word nie. Dit is op grond van dit wat Christus gedoen het. So my goeie werke maak my nie gered nie. So nou is daar die vraag, as ons dan nou uiteindelik oor die goeie werke praat, en ons het nou verlede week by die Sondagsafdeling stilgestaan oor wat is die daaglikse bekering, afsterwing van die ou mens, om daardie slegte werke, hoe langer hoe meer te haat en daarvan weg te vlug, en daarteenoor die opneem van die nuwe mens, en dit is om jou vreugde hoe langer hoe meer in God en in diens aan hom te vind, in goeie werke. En nou lê daar hierdie baie belangrike vraag:
waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Christus, uit ons elende verlos word? En dan antwoord ons, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees, tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe 3 dinge kan doen. Kan bewys dat ons God dankbaar is vir al sy weldade, en hy deur ons geprys word, ook deur dit wat ons doen. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. Aan die ander woorde, deur daardie werking van die Godse Gees in my lewe, sien ek hierdie goeie vrugte, in terme van dit waarby ons by Jakobus staan, daardie mooi dinge wat ons aan die regterkant gelys het. En dan verder, dat ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus gaan wen. En vanoggend in die prediking is hierdie 'n baie belangrike gedagte. Want dis die stoei, as die ou mens dan nou so groot klip in ons pad is, hoekom vat die Here dit dan nie net weg nie? En die antwoord is, want dit gaan nie net oor jou nie. Wanneer jy as kind van die Here by hom tuis kom, is jy deel van die huisgesin van God. En dis wonderlik om deel van die huisgesin van God te wees. Maar daar is nog baie mense wat nog nie daar is nie. En daarom sê die Here, in hierdie tyd wat ons leef, gaan die ou mens deel van jou pakkie bly, terwille van jou en ander. Maar ons luister nou weer daarna. Nou hier is dan nou ons genade waarmee ons mag leef. Dat ek en jy, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is, mag leef met hierdie sekerheid. Dat Christus, deur sy Gees, besig is om jou te vernuwe, sodat jy die man en vrou kan word, wat hy bedoel het jy moet wees. Sonde ten spyte. En hy het dit so deur sy Gees werke in ons, sodat ons deur ons lewe God kan verheerlik, sodat ons sekerheid kan kry van die waarheid dat hy in ons besig is, en daarin dat ons ook ons naaste vir Christus kan wen. Nou, ons kan hierdie regtig nie uit onsself uit doen nie, en daarom kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here, deur saam te sing van lied 487, vers 3 en 4, mag hierdie regtig jou hartsgebed vir oggend wees, en daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. So, kom ons staan en dan sing ons hierdie lied bidden saam, en daarna gaan ek vir ons in gebed voort. Vader, as ons voor U rustig word, dan is dit met dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid omdat ons iets mag ken van dit wat ons bely, van die werking van U Gees, wat in ons woon en ons op 'n pad vat, altyd nader na U toe. En as ons in ons saamwees vanoggend so voor U rustig word, dan dink ons in ons saamwees aan elkeen hier, elkeen wat nie hier kan wees nie, maar ook in besonder aan elkeen wat nog buite die gemeenskap van gelowiges leef.
Dankie dat ons mag weet, Vader, dat ons eie verlossing nie van onsself afhang nie, maar so ook dat ander se verlossing nie van ons afhang nie. Dat ons hierdie wonder en waarheid ter harte mag neem, dat dit U is wat vandag nog besig is om te soek en te red wie verlore is. En wanneer ons so in ons saamwees voor U rustig word en daarin ook ter harte neem, dat U ons in genade nie net nader trek nie, maar daarin ook roep om naby U te leef en saam met U te werk, in U uitreik na hierdie wêreld waarvoor U lief is, dan bid ons vanoggend, maak dit rustig in ons harte, Vader. Dat ons te midde van ons stoei en worstel, wat maar met tye ons eie lewenspad kenmerk, die mooi van U besig wees opnuut weer mag raak sien, en dat ons daarin vreugde mag bid, dat ons daardeur geïnspireer mag word, gedring mag word, in ons diens en omgee, vir mekaar, en daarin vir die wêreld rondom ons. Mag die grootheid van dit wat U deur die Gees doen, opnuut weer vanoggend op die tafels van ons harte geskryf word. Mag dit ons verstand vul en vir ons 'n inspirasie wees deur die loop van ons alledaagse lewe. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil in die prediking, en nou vir 'n redelike lang ruk. Ons praat oor die gawes van die Gees, en ons het daarin vasgemaak, die 3 primêre gawes, die 3 belangrikste gawes, in volgorde van belangrikheid wat ons moet hê, wat ons moet vasmaak, is dat die Here gee homself, heel eerste, en dan van na uit dit vloei dit, dat die tweede gawe wat die Here gee, is vir jou, met jou vermoëns of talente en gawes. En dan die derde gawe is die geleentheid wat moontlik word, omdat ek herstel in my verhouding met God in hierdie tyd, in hierdie wêreld leef. En nou het ons vir 'n hele paar sondae swaar water gemaak oor die feit dat Christus gee gawes, en hy gee verskillende gawes aan al verskillende mense, en ons het uiteindelik daarna waar ons by Korintiërs stil gestaan, uitgekom by daardie plek, in besonder wat ons oor die ou mens begin praat het, en die vraag gevra het, maar hoekom sukkel ons baie keer om hierdie gawes tot hulle reg te laat kom? En nou staan ons vir die derde Sondag stil by hierdie flitskaart, Johannes asseblief, waarin ons hierdie gedagte van die 7 klippe net weer vasmaak. So as die Here hierdie gawes gee, en hy gee dit sonder voorbehou aan elkeen, in besonder aan sy kinders, dis sy hart. Jesus het gekom sodat God die wêreld met homself kan versoen. Hoekom is dit dat dit baie keer voel asof die poel nie so lekker water het nie? En daarin het ons dan nou vasgemaak, wanneer ons die ou mens wat in ons hart woon, vrye teels gee, dan raak die poel maar 'n bietjie troebel. Want dis die ou mens wat van nature geneig is om God in ons naaste te haat, wat uiteindelik dan ons lewe begin beheer. En dan, ten spyte van God se bemoeienis en van my belydenis dat ek 'n kind van die Here is, word my wêreld, my lewe en wêreld hierdie vrotpoel water. As mense daarvan gaan drink, gaan hulle siek word. En dan is dan nou die vraag, maar hoe kom ons dan nou op 'n beter plek? Nou, belangrik om net te verstaan, dit gebeur met gelowiges ook. Tye en omstandighede kan jou in 'n blik druk dat jy naderhand so verward voel en die ou mens jou aan die nek beet kry. En een oggend word jy wakker en jy kom agter, dit lyk nie meer goed nie. Iets is nie reg nie. Daar's 'n klankie aan my lewe. En dan is die vraag, is ek dan nou uitgelewer, is ek gedoem? En die antwoord is nee. Want God wat ons roep om verenig met Christus te lewe, vat ons op hierdie pad. Nou doen hy dit op 3 maniere, in besonder. Hy doen dit deur sy Gees wat in ons woon, deur die bediening van die woord, en dan nie net die bediening van die woord Sondagoggend hier nie, maar in die woord wat ons met mekaar deel deur die loop van ons alledaagse lewe. En daarom die derde been van hierdie stoeltjie waarop ons lewe rus, die geloofsgemeenskap. Ingeburger in 'n geloofsgemeenskap vat die Here ons deur die bediening van sy woord, onder die leiding van sy Gees, sodat ons kan word wie hy bedoel het ons moet wees.
Nou is die vraag, hoe maak hy ons dan nou skoon? En daar maak ons in hierdie gedagte dan nou vas, dat die Here ons wel oor 7 klippe laat loop, soos dit in die ou taal genoem is, dat water wat oor 7 klippe geloop het, is skoon water, en dis nou maar hoe jy jou dam suiwer maak. As jy nie 7 klippe het nie, dan spuit jy maar net gewoon die water, pomp het in die lug op, laat dit terugval, sodat daar suurstof in die lug inkom. Praat ek gister met Pieter, so Pieter Smit, en hierdie is nou deel van sy werke, want hy was nou by die stad gewees, by die stadsraad gewees, en hy sê, dis vandag nog hoe dit werk. So, rioolwerke is gewoon 'n groot dam met 'n klomp klippe in, en dan spuit hulle die water bo die klippe en dan loop dit af. Nou, daar's nou ander organismes ook daarin, maar daar's presies dieselfde beginsel. Dit word oor klippe laat loop. En die Here doen dieselfde met jou en met my. Deur die bediening van die woord onder leiding van sy Gees binne die geloofsgemeenskap, binne die omstandighede waarbinne jy jou vind, vat die Here ons op 'n pad waar ons lewe gesuiwer kan word. En nou het ons verlede week rondom 2 Petrus daar die oefening vasgemaak van die kat uit die boom uitkyk en sê, alright, maar hoe lyk dit? En dis omdat jy God ken, volg hierdie pad waarin jy jou geloof verryk met deugdsaamheid en met kennis en met selfbeheersing, met volharding, met godsvrug, met liefde onder mekaar en uiteindelik liefde vir alle mense. Maar vanoggend wil ons in ons saam wees wanneer ons by hierdie teks vir 'n laaste keer stil staan. Wil ons vasmaak, wat is die hart van dit wat ons uiteindelik ontvang en wat ons kan deel met ander? Wat is die glas water wat ek vir die volgende persoon aangee, waarvan ek self drink en daarom met vrymoedigheid vir die volgende persoon kan aangee? So kom ons luister. Jakobus 3. Jakobus praat met gelowiges wat bietjie begin stoei het, hulle het begin terugkeer na die ou paaie, maar hulle wou nog in die kerk gewees het en dinge het nie altyd so lekker geloop nie. En nou skryf hy en hy sê, my broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Nou, Jesus maak hieroor nogal swaar water, wanneer hy met sy disippels praat en met die skrifgeleerdes en fariseërs. Omdat jy weet wat reg en verkeerd is, omdat jy weet wat aangaan, gaan jy strenger beoordeel word. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. So skies, daar val ek nou uit die bus uit. Ons struikel almal in baie opsigte en is baie belangrik dat ek daardie stukkie, dat ons dit ter harte neem. Jakobus sonder om homself nie af nie. Hy sê nie leermeesters is beter as ander mense nie. Almal struikel. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak en by magte om ook sy liggaam, hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en ons het hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en as hulle winde en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. En so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. En die punt wat hy hier maak is, dit wat in jou hart leef, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons sien eerste, in dit wat jy doen, sê, wat gaan hier binne aan? En nou sê hy, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. En wie was nie al daar nie? Dat daai woorde wat in 'n onbewaakte oomblik gesê is, reël vir 2 weke van hel op aarde vir jou. Elkeen van ons was al daar. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Nou, dit is dan Jakobus se verwysing na die ou mens wat van nature geneig is om God te haat en ons naaste te haat en saam met die bose te werk. So alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater borrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Hierdie gedeelte is vir ons belangrik, veral met die oog op vandag. So as ons net so oombliekie terugwerk, 'n fontein kan nie vars en brakwater gee nie. Hoekom kan ons nie die tong tem nie?
Dis deel van die genade van God. Jy kan jouself baie goed wys maak. Salomo sê in Spreuke, moenie weerhou jou van leuns, moenie vir mense lieg nie. Die belangrikste persoon wat jy nie moet lieg nie, is jouself. Maar dit is nogal besonder maklik om dit te doen. En nou die Here ons so gemaak, en ons menswees so saamgestel, dat wanneer jou bootjie geskit word, of jou koppie geskit word, jou lewe geskit word, dan spring dit wat hier binne leef, baie maklik by jou mond uit. Dis jou tong, gaan vir jou verklap wat hier binne gaan. Dis nie 'n straf nie, dis die genade van God. Jy weet eers wat jy dink wanneer jy dit gesê het. So in sielkunde is dit nogal 'n beginsel wat hulle redelik vastrek. Net omdat jy dit dink is nie regtig vas nie, maar wanneer jy sê, hoor jy wat jy regtig dink. En wanneer ons lewe ons 'n bietjie de mekaar skud, dan spring daar partykeer goed uit ons mond uit en dan hoor ons wat regtig daar binne is. Dis die genade van God, sodat jy kan hoor wat gaan hier binne aan. Ander gaan ook hoor, maar as ons as kinders gaan eerste in ons verhouding na ons Vader toe, soos wat ons nou weer gaan vasmaak. En nou is dit, ons het daarom in die Afrikaanse mooi uitdrukking, partykeer moet jy op jou tong byt, jy moet hom stil hou, anders gaan hy goed sê wat jy nie gesê wil hê nie. En daarom hoor ons dan dat Jakobus sê, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy of sy dit toon deur hulle goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. En dis belangrik hierdie. Ons kan dink dat as daar naaiwer en selfsug in die gemeenskap sigbaar word, en dan is daar 'n fout, verseker daar is 'n fout, maar waar kom dit vandaan? En nou kom hy en hy sê dit baie mooi, terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moenie spog dat jy wysheid het nie, want dan praat jy nie die waarheid nie. En dis vir jou, jy moet jouself hierin beoordeel. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Duivels, sê die ou vertaling. So wanneer ek in my hart agterkom, maar hier is iets nie gesond nie, hier selfsug en naaiwer wat die boottoon vier, dan is dit hier 'n geleentheid vir my om tot stilstand te kom en te vra, okay, maar hoe het ek nou hier uitgekom? En nou kan ek vir myself sê, nee, ek kan voorgee vir ander mense, my poelwater is skoon, ek moet nou net nie sê wat hier binne aangaan nie. Jy bluf jouself, want dit wat hier binne is, bepaal jou hele lewe en ander gaan dit uiteindelik sien. Ander mense ryk baie vinniger as ons, as daar klankie in die water is wat ons wil deel. Ons raak te gou gemaklik en gewoon daaraan. So daarom, hierdie verskil, of hierdie kontras wat hy stel. Hoe lyk die wysheid wat daar dan teenoor aardse wysheid staan? Die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelewend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Hierdie wysheid, God se wysheid, die wysheid wat van bo kom, wat sonder bybedoelings is, vredelewend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig en opreg, bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Nou is daar 'n vraag, wat op die aarde bedoel hy daarmee? En as jy nou die ou vertaling of die 2020 vertaling gaan lees, dan staan daar en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. En dis kom, kies maar vir jou vertaling wat jy verstaan, want selfs ek stoei met die ou vertaling daar, of die direkte vertaling. Daar's een woordverskil, die direkte vertaling, ja, en hy sit vir ons daar die volgende sketsie op, skyfie op asseblief. Die 2020 vertaling sê, en die vrug van die geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Wat in die wêreld beteken dit? En die punt is gewoon net dit wat die 83 mooi verduidelik. Is hierdie wysheid, dit wat God gedoen het, wat uit sy hart uitvloei, wat sigbaar word in Christus, bring jou in die regte verhouding met God. Dis nie jy nie. God bring jou in die regte verhouding met God. En dan, wanneer jy hierdie wysheid ontvang het, hier in hierdie regte verhouding met God is, maak vrede. Deel dit met die wêreld rondom jou.
So wanneer Jakobus hierdie skryf, dan verwys dit terug na 'n gedeelte uit Jesaja uit. Jesaja en Jesaja 32, eerste deel van Jesaja, ons deel Jesaja in 2 boeke op, in 2 gedeeltes op, 1 tot 39 voor ballingskap en dan na ballingskap van 39 tot by 66. So wanneer Jesaja, die eerste Jesaja wat voor ballingskap leef, die mense waarsku, dan gryp hy terug na die beloftes van seën en straf met die verbondsluiting nadat hulle uit Egipte uitgetrek het, en hy herinner die mense en sê, luister, as ons so ontrou gaan bly lewe, gaan dit regtig sleg word hier in Israel, in die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Dit gaan 'n woesterny word, 'n wildernis word, waar jy nie 'n lewe sal kan maak nie. Maar Jesaja het elke keer saam met dit, net soos wat die Here in die beloftes van seën en straf ook doen, as hy aan die einde van die beloftes van straf kom, dan sê hy, maar, as julle na my toe sal terugkeer, sal ek alles herstel. En Jesaja gryp ook in hoofstuk 32 daarna toe terug, en dan hoor ons hierdie uitspraak, wat so belangrik is vir ons, as ons wil verstaan, wat in Handelinge 2 gebeur het, en wat daarom vandag nog in ons tyd en lewe gebeur. So sal dit wees, met ander woorde, 'n wilde woesterny. Dan kyk ons na ons land, en ons kyk na ons wêreld, en ons sien, ja, nee, dis die mekaar. Dis 'n woesterny, dit gaan nie so goed nie, dit het al beter gegaan. So sal dit wees, totdat die Gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord, en word die vrugteboord so dig, dat dit vir 'n bos aangesien word. Maar in woestyn en in vrugteboord sal reg geskied en reg gedoen word. Wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Hierdie is regtig belangrik. In woestyn en in vrugteboord sal reg geskied en reg gedoen word. Wie reg doen, sal vrede hê. En vrede daar is shalom. Dis nie net skietstilstand nie. Shalom is 'n geborge tevredenheid. Dawid, wanneer hy hierdie woord omskryf in die Psalm, sê, soos 'n kindjie wat troos gevind het aan sy moeder se bors, so is my hart, my siel by U. Dis rarig om knus, gemaklik, veilig te wees. Geborge, tevrede te wees. So wie reg doen sal vrede hê, wie volhard in reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. En dan hoor ons dit en ons dink, alraai, dis die goeie werke wat jy moet gaan doen sodat jy vrede kan hê. Nee. En daar is die ou vertaling en die direkte vertaling reg vertaal. Dit gaan oor die geregtigheid van God. En dan sê Paulus vir ons baie mooi, Jesus Christus is die geregtigheid van God. Jy het nie. Jou goeie werke kan jou nie verlos nie. Want sê Jeremia, selfs ons beste werke is met sonde besmet. En nou is dit die anker van dit wat Jakobus in hierdie gedeelte met ons deel. Daar is 'n wysheid, daar is 'n manier van dink, van glo, van leef en uiteindelik doen, wat van onderaf kom, wat aards, sinlik en demonies is. Maar daar is 'n manier van dink, van glo, van leef en doen, wat van God afkom. En soos wat ons leer in hierdie lewe, deur voorbeeld, so word ons ook deur God se voorbeeld geleer. En nou kom ons by die vraag, as Jakobus in hierdie gedeeltheid ook praat oor ou mens en nuwe mens, hoe moet ons dan nou hierdie werklikheid versoen? Wat maak ek met die ou mens? Wat nog steeds deel van my is? Die ou mens wat maak dat my poelwater partykeer 'n vrotpoelwater is. En dan moet ons by die regte plek begin. Dit is goed en wel om te verstaan dat God ons verlos, maar dit is belangrik om te verstaan dat hierdie verlossing nie in 'n oomblik afgehandel is nie. Dis nie maar net voltrek en volkomenheid nie. Want anders sou jy nou hier kon sit, volkome niet gemaak. Geen probleem, geen las van die ou mens nie. Maar dit is nou nie hoe dit werk nie. En nou is die vraag, maar hoekom werk dit dan nie so nie? Hoekom los die Here ons om te stoei en te worstel met hierdie ou mens in ons? En daar gaan ons terug na dit wat ons nou al baie lank oor vasmaak. Jan, hy daar die volgende skets net. God hou lewe en dood by mekaar, lig en donker as jy wil, en daarin maak hy 'n geleentheid moontlik vir verhoudings. Verhouding vir jou
met hom en 'n verhouding vir ander mense met hom. Maar ook verhoudings tussen ons, onderling. Dis daardie driehoek van wederkerige appel wat ons baie goed ken. So wanneer die Here uiteindelik besluit om sy verlossingsplan in te stel, dan wis hy nie die mens uit na die sondeval nie. Voor die sondeval, voor die grondlegging van die aarde, klare plan vasgemaak. So wanneer Adam en Eva aan sondeval, gaan hy nie oor deur alles uit te wis nie, sien jy? Geskiedenis gaan sy gang gaan, want hier's nog kinders wat ek beplan het, en hulle moet ook aan inkom. So toe ons nou gesê het, dit gaan nie net oor jou nie, dit is die punt. As dit net oor jou gegaan het, dan kan die Here, wanneer jy by hom uitgekom het, jou gewoonheid huis toe gevat het. Sy ou mens weg, is net die nuwe mens, wonderlik, alles afgehandel. Maar nou gaan dit nie net oor jou nie. Jy is een van die boeties en sissies in die huisgesin van God. Een van die wat in hierdie tyd leef en stoei met die ou mens terwille van jou en terwille van ander, en een van die wat reeds in die huis is, maar nie al nie. Want daar is nog mense buitekant. Nou in hierdie tyd, wat deel moet wees, dis God se hart, hy wil hê hulle moet deel wees van sy huisgesin. En daar is nog mense wat gaan kom, solank dit vat totdat Christus weer kom, wat hy ook deel van sy huis wil wees. En daarom, waar ons 3 weke terug stilgestaan het, toe ons na die belydenis geluister het, dan sê ons, in Christus word jou ou mens afgesterf, en wanneer hy opstaan, staan jou nuwe mens op. Dis 'n voldonge feit, wanneer God daarna kyk, vasgemaak. Ou mens regeer jou nie meer nie. Dis die ideaal. Dis ons belydenis. Wanneer God na my kyk, weet ek, hy kyk na my sonder om in die ou mens vas te kyk. Want volgens hom is dit afgehandel, Christus het gesterf daarvoor. Maar nou kom ons by hierdie vraag, as die nuwe mens dan nou opgestaan het, en dit die nuwe mens my lewe regeer, hoekom nog die geworsteling? En daarom, vanuit daar waar God lewe en dood by mekaar hou, daar diep onder, daar die werklikheid van God wat lig en donker by mekaar hou, leef ons met hierdie waarheid, dat God hou jou hart by mekaar, verdeelde hart, 'n ou mens wat daar binne leef en 'n nuwe mens. En as God dit nie by mekaar hou nie, sal jou hart uit mekaar geskeur word. Jy sal tot niet gaan in daardie worsteling tussen oud en nuut. Maar die Here sê, in genade gaan ek jou by mekaar hou. En daarin waar ons by 2 Korintiërs 12 stilgestaan het, waar Paulus, wat al hierdie groot dinge, die regte agtergrond het, die regte CV het, as ons praat oor diens in die koninkryk van God, en dan nou al die moeite gedoen het, en dan nog 'n besondere openbaring ontvang het ook, waar hy vir die Here bid en sê, Here, asseblief, vat hierdie doring uit my vlees uit weg. 'n boodskapper van Satan wat my gedurig met die vuiste slaan, sê hy. En 3 maal het hy die Here gevra, en 3 maal het die Here vir hom gesê, nee, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking in jou, wanneer jy swak is. En dit klink verskriklik, maar die punt is uiteindelik dit gaan nie net oor jou nie. So die Here het vir Paulus geroep, en daarin mag ons vasmaak, hy het elkeen van ons geroep, want ons is deel van die huisgesin van God, sodat ons in hierdie tyd iets van die wonder van lewende verhouding met hom kan deel met ander mense. En daarom ook vir jou en vir my. Paulus het gesê, sodat ek nie moedig moet word nie, 'n doring in die vlees. En daarom ook vir jou en vir my, dat ons nie hoogmoedig sal word nie, dat ons nie by 'n plek in ons lewe sal kom dat, ek is okay, ek het gearriveer nie. Want 2 goeters gaan jou knie halter as jy by daardie plek sou kom. Die eerste is, jy gaan begin dink jy die Here nie nodig nie. En die tweede is, jy gaan begin neersien op ander. Ek wil nie met hulle meng nie, want hulle is ietjie. En om ons hierin te bewaar, hou die Here lewe en dood by mekaar, en hou hy die ou mens en die nuwe mens in genade by mekaar in jou hart. Want dit gaan nie net oor jou nie. Jy is vir hom belangrik, maar sodat jy nie hoogmoedig word nie, doring in die vlees, en daarin dan die roeping, gaan deel dit. As die Here ons harte by mekaar hou, ou mens en nuwe mens, sodat ons hom voortdurend kan ken, is dit met die oog op verhoudings. 'n verhouding met jou en met ander.
Nou sê Jesus in Johannes 4, wanneer hy met die vrou praat by die put, hy sê, as jy van die water drink wat ek vir jou sal gee, sal jy nooit weer dors word nie. En as hy in Johannes 7 by die loofhuttefees daar die laaste dag opstaan, dan sê hy, met die een wat in my glo sal dit wees soos wat die skrifte sê, strome lewende water sal uit hulle harte uitvloei. En dan is dit waar. Partykeer, dan is die water wat ons het nie so lekker nie. Want ons word ook dors. Ek gaan soek ook in die aardse, in die materiële, in die sinnelike dinge, gaan soek ek my anker, gaan soek ek my vrede en my sekerheid. En dis wanneer die ou mens 'n sterker houvas op my hart en lewe begin kry. En wanneer dit in my lewe gebeur, dan mag ek weet dat, wel, die water wat ek met ander gaan deel, gaan nie so goed wees nie. God se hart, God se bedoeling is dat ek in my verhouding met hom die hemelse wysheid, die geregtigheid van God sal beleef, en dat ek daarom nie net self sal drink van dit wat hy gee nie, maar dat ek dit sal deel met ander. En dis wat Jakobus in vers 18 vir ons sê. God se wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. En dit bring ons dan nou terug by daar waar ons begin het, toe ons by Jakobus begin stilstaan het. Die toets in ons bediening, ja nee, daar die volgende skets net. Daar aan die linkerkant, die som van hemel of van aardse wysheid, is wanneer ek selfversekerd is, en mense op die uiterlike beoordeel, wanneer daar bitter en ywer en ongevoeligheid, en al die goeders in my lewe sigbaar word. En nou is dit regtig belangrik. Hoe drink ek self van die water? Hoe kom die poel rein? Hoe kom dit skoon? En daar in die eerste week het ons dit vir mekaar baie duidelik gesê. Wanneer ek hierdie slegte goeders in my lewe sien, dan spring ek nie oor die kruis en begin hierdie goeie goeders in aanhalingstekens inoefen nie. Want dan is dit ek wat besig is om myself te probeer verlos. En as jy oor daardie kruis sou spring en na die goeders gaan inoefen, verseker, jy gaan beter resultate in jou lewe sien. Ek waarborg jou dit. En die mense gaan 'n bietjie meer van jou hou, dis verseker so. Want jy gaan 'n bietjie meer aangenaam wees. Maar jy stel jouself op vir 'n groot teleurstelling, want jy gaan misluk. Iewers gaan jou ou mens, jou potjie, en daarom sê Paulus, wanneer hy vir die gemeente in Korinthe skryf, in 1 Korintiërs 10, die wat meen dat hulle staan, moet pas op, dat hulle nie val nie. Wees versigtig daarvoor. Want iewers langs die pad, as jy probeer om dit, soos die Engelse sê, te white knuckle, deur net met selfdissipline, te sorg dat ek die regte goeders doen, gaan jy agterkom, ek is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. En dan gaan jy soos 'n mislukking voel. Jy gaan nie goed genoeg voel nie. En dan gaan jy maak wat Adam en Eva gemaak het. Jy gaan wegkruip. Weg vir die Here kruip. Wil nie naby hom kom nie, want ek is nie goed genoeg nie. Nou die hart van die evangelie is dit, jy is nie goed genoeg nie. So hou op wonder daaroor. Maar jy is belangrik genoeg. En omdat ons belangrik genoeg is, daarom het Christus gekom. So wat doen ek wanneer ek agterkom, alles is nie so lekker in my poel nie? Wat maak ek as ek agterkom dat my ou mens het die groter sê begin kry in my verhoudings, in my gesprek met myself, in my verhoudings, naby verhoudings, in die huwelik, in verhouding tussen ouers en kinders, in die werkgewer tussen werkgewer en werknemer, en ook in die gemeente. Wat maak ek? Wat maak ek as ek sien hierdie dinge weer begin opduik? Gaan na Christus toe. Of, soos Paulus in Romeine 8 sê, volg die leiding van die Gees, wat jou na die Vader toe vat, en deur ons in ons gees werk, sodat ons tot ons Vader kan roep, Abba. Maar hoe kom ek by hom uit? Alleen deur Christus. Want Christus is die geregtigheid van God. En dis waar ek drink van die wysheid, of van die water wat Christus gee. Is wanneer ek na die kruis toe gaan. Wanneer ek verstaan dat my slegte werke is myne, maar God hou dit nie teen my nie. In Christus het hy vir my versoening bewerk. En wanneer ek van hierdie water gedrink het, wanneer ek dit ontvang het, daardie vergifnis en versoening,
dan sê die Here, daar is genoeg, gaan deel dit met die ander mense. Jy word uiteindelik wat jy inoefen. Het is belangrik om dit te verstaan. Jy word wat jy inoefen. En nou kan jy sê, alright, maar dit beteken mos nou, as ek hierdie slegte goeders aan die linkerkant sien, en ek gaan oefen net al hierdie ander goed aan die regterkant in, dan gaan ek mos nou dit word, sterkte. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wanneer Jesaja uiteindelik sê, die wat reg doen, sal reg laat geskied. Wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Is dit waarna hy verwys. Nie na, jy het die 10 gebooie of die wet nagekom nie. Nee. Jy het gerus in die voorsiening wat God gemaak het. En in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is die boodskap altyd dieselfde. God verlos. Gaan na hom toe. En dis uiteindelik wat ek inoefen. Dis hoe die water oor die klippe loop. Nie deur die regte goeders in te oefen en te dink ek kan dit uit myself uit doen nie. Maar wanneer ek die slegte goeders sien, na my Vader toe te gaan in Jesus Christus. Om die wysheid van God te ontvang. En die wysheid van God is gewoon dit. Jy kan jouself nie red nie. Jy is nie goed genoeg nie. Maar jy is belangrik genoeg. Ek sal jou red. Jy is kosbaar vir my. En daarom is God se wysheid sonder bybedoelings. Hy red jou nie maar net sodat jy 'n werkgewer in sy koninkryk kan wees nie. Hy red jou want jy is kosbaar en spesiaal vir hom. Hy het jou beplan. Uniek, sodat jy sy wêreld kan mooi maak. Hy is vredelewend. Hy is nie uit op 'n oorlogspad nie. Hy is inskikkelik. Hy gaan jou die voordeel van die twyfel gee. En hy is bedagsaam. Hy weet wat jy nodig het. Hy gee dit baie keer voordat ons weet dat ons dit nodig het. Hy is vol medelee. Hy los jou hier nie alleen nie. Hy stap die pad saam met ons. Vol goeie vrugte. Daar is regtig liefde en omgee in sy verhouding, in sy hart en verhouding met ons. Hy is onpartydig. Hy meet nie party aan hulle eie dade en ander aan Christus nie. En daarom kan Jesus sê, elkeen wat by die Vader geleer het, kom na my toe, en ek sal hom wat na my toe kom nooit wegwys nie. God soek sy kinders, en hierin is hy opreg. Wat oefen jy op jou lewenspad in? Wanneer ons verder gaan met gawes, dan kom ons onvermydelik by daardie plek waar ons moet begin praat oor, maar hoekom het die Here vir ons die gawes gegee? En dan is dit belangrik om te verstaan, ja, verseker, want dis hoe sy wêreld mooi gemaak word, maar dit is ook sodat ons nie net naby hom kan leef nie, maar saam met hom kan werk. Maar is werk wat gedoen moet word, en dis hoekom ons gemaak is. Ons is sy beelddraers, en Jesus sê, my Vader werk tot vandag toe nog, ek werk ook. En ek en jy gaan ook daardie belydenis moet hê. Kan hê. Maar die werke is nie die punt nie. Dis nie waar dit begin nie. Dis die verhouding wat ons met God het. So wanneer jy in jou lewe by daardie plekke en tye kom waar jy sien dat jou ou mens 'n groter sê het, waar jy hoor, maar hy het 'n groter sê, vir alles die lewe jou begin skud en jy hoor wat jy uit jou eie mond uitkom, moenie moedeloos raak nie. Maar moenie by 'n plek kom waar jy dit net wil white knuckle nie. Sê nee, ek sal dit reg oefen nie. Gaan na Christus toe. Gaan na jou Vader toe en word vol van sy wysheid. Drink uit daardie fontein. En skep genoeg, dat jy ook met ander kan deel. Mag die Here jou hierin genadig wees, en jy beleef, hoe hy jou hierin nie net nader trek, en jou 'n geleentheid gee om te kan drink nie, maar hoe hy jou ook daarin toerus, sodat jy met ander kan deel, wat jy ontvang het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie waarheid ter harte neem, dan sê ons baie dankie, dat ons mag drink uit die fontein met die water van lewe. Dat daar vir ons vrye toegang is in Christus tot U, dat ons in die teenwoordigheid mag lewe, dat ons daar mag rus, dat ons mag werk, naby U, voor U,
in die teenwoordigheid. En as ons in ons alledaagse lewe stoei met die gebrokenheid van ons eie menswees en van die wêreld waarin ons leef, dan pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons met die sekerheid mag lewe, dat U wat die goeie werk in ons begin het, dat U dit eindtyd sal voer, dat U dit sal volbring op daardie dag, wanneer Jesus Christus weer kom. En daarom pleit ons Vader, help ons om werklik nugter en eerlik te kyk na ons eie harte, na die ou mens, wat baie keer ons pootjie, maar daarin ook om raak te sien, dat die nuwe mens wel daar is, dat die oorwinning vas en seker is, en help ons dan, Vader, om te groei en te lewe as nuwe mense in hierdie wêreld. En as U ons ook in gemeenskap saamtrek, dan bid ons Vader, vul ons harte met deernis vir onsself in ons worsteling met ons eie gebrokenheid, maar ook met deernis vir mekaar, terwyl ander worstel met hulle eie gebrokenheid. Dan pleit ons Vader, wil U gee dat ons in ons sorg vir mekaar werklik lig mag wees, sout mag wees vir hierdie wêreld, sodat hulle wat nog buite kan staan, iets mag raak sien van die mooi van dit waarmee U besig is, in ons, tussen ons en uiteindelik deur ons in hierdie wêreld. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Hoe dan sal ons lewe? En daarvoor gaan ons luister na dit wat Paulus met ons deel uit 1 Tessalonisense 5. En dan hoor ons, vir ons wat dan nou verstaan, ou mens, ja, deel van ons pakkie, nuwe mens, ook deel van die pakkie, 'n werklikheid, vas en seker. Maar hoe hanteer ons dan nou hierdie spanning tussen ou en nuwe mens in ons lewe? Wat sal ons lewe kenmerk as ons dan nou van die fontein van die lewe gaan drink, elke keer na Christus toe gaan? En dan hoor ons dat Paulus sê, ons druk julle dit op die hart, broers en susters, wys die leegleers, die wat uit pas uit is, ons sê nou weer iets daaroor, onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Dit gaan nie net oor jou nie. Beywer jou vir die belange van jou medegelowiges en uiteindelik van alle mense. Wees altyd bly. Bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. En wanneer jy gaan stoei en worstel met jou eie gebrokenheid, met die stikkend en seer in jou hart van die ou mens, gaan die Gees van God jou altyd na die Here toe vat. Na Christus toe vat, sodat jy by jou Vader kan uitkom. Sodat jy kan hoor, ja, jy is nie goed genoeg nie, maar jy is belangrik genoeg. En vanuit daardie fontein kan drink wat hy vir ons gegee het. Moenie profeseë uitspraak, profetiese uitsprake gering ag nie, van die wat die boodskap van God verkondig nie, moet dit nie geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. En dan mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Hoe dan lewe ek? Daar die eerste vers is vir ons regtig belangrik. Daar het hy gestaan, die leegleers, dis 'n ongelukkige vertaling in die ou en die nuwe vertaling, want die woord wat daar gebruik word, is letterlik die wat uit pas uit is. En Paulus sê daar, luister, die wat uit pas uit geraak het, wat nie meer in harmonie met Christus lewe nie, praat met hulle. Nou ons sê, wys hulle tereg, dit is nie, die tereg is nou nie 'n verkeerde vertaling nie, maar die woord wat hy daar gebruik is 'n woord wat ons goed ken, wanneer Paulus sê, maak julle kinders groot met tug en vermaning, onderrig deur voorbeeld, wat vasgelê word deur woorde. Dis nouthesia, is die woord wat hy daar gebruik, dis die woord wat hy hier gebruik. Sê, hê oog vir die mense rondom jou, dra sorg vir hulle, beywer jou vir hulle belange, en as iemand uit pas uitgeraak het, tree in gesprek met hulle, praat met hulle, wees geduldig met hulle, maar praat met hulle. En dan sê hy, bou die kleinmoediges, moet ons bemoedig,
praat die kleinmoediges moed in, en die kleinmoedig daar gewoon die wat klein van gees is, met ander woorde wat moedeloos geraak het. En die woord wat hy sê, daar praat hulle moed in, is dieselfde woord wat ons in Efesiërs kry, wanneer hy sê, Jesus het sekere gawes gegee vir die opbou van die liggaam, daar die sterker word en groter word, die opbou, oikodeme, dis die woord wat hy hier gebruik. Bou die kleinmoediges op. Bou hulle op, maak bemoeienis, stap die pad saam met hulle. Help die wat swak is, wat stoei en worstel, wees met almal geduldig. En geduldig is die regte woord vir die Grieks wat daar gebruik word, maar die ou Afrikaans is baie mooier. Wees lankmoedig. Wees lankmoedig ter wille van ander. Hoop lank op die beste van vir ander. Of soos wat Jakobus het sê, wees inskikkelik bedagsaam, sonder bybedoelings, opreg. Stap die pad saam met mekaar. Ons word op hierdie pad deur die Gees van God geneem, gevorm deur die woord van God, binne die raamwerk van 'n geloofsgemeenskap. Mag jy dit beleef, dat God jou nie net inburger in die liggaam nie, maar ook vorm deur sy woord en daarin deur sy Gees. Nou waar ons die dinge nie uit onsself uit kan doen nie, kom ons bid die Here om hierin vir ons te lei en ons sterk te maak, sodat ons getuies mag wees van dit waarmee hy besig is op ons lewenspad. En ons doen dit deur saam te sing van Psalm 119, vers 1 en vers 7, en daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here, en as ons klaar is, vra ek dat jy net so 'n oombliekie gaan sit, as daar enige vrae is. So kom ons staan en dan sing ons hartlik saam van Psalm 119, vers 1 en vers 7. So as jy 'n week vooruit kyk en weet en raar te neem dat daar gaan maar worsteling wees tussen oud en nuut in jou hart ook. En daarom, omdat dit in die wêreld so is, neem ter harte dat God by jou is. Daarom ontvang die seën van die Here. God wat vrede gee, sal julle volkome aan hom toegewy maak en julle volkome na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Amen.
Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, baie dankie. Ons maak dit weer vas, want die vrae is nie net vir jou bedoel nie, is vir die vreemdeling wat die Here nog by ons gaan voeg, dat ons daarin 'n geleentheid het om onduidelikheid uit die weg te ruim. En dan, julle is welkom om 'n koppie tee of koffie saam met ons te kom drink in die saal net hierna. Baie dankie.